Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. Stel jou voor jy werk 7 dae per week, elke liewe week. Geen rus, geen breek, net aanhou hardloop, aanhou met die gejaag en gesukkel van hierdie lewe. Vriende, God het geweet wat ons nodig het. God het toe al geweet wat ons gaan nodig hê. Nie net werk nie, maar ook om te rus. Maar vriende, God het meer as net dit geweet. Hy het geweet dat die mens altyd na iets groter gaan soek. Hy het geweet dat mense hulle self bo ander gaan sit. God het geweet wat ons nodig gaan hê. En die waarheid is, ons het God nodig. Vriende, God se liefde en verbond is oop vir elke liewe mens, ongeag jou afkoms, ongeag jou agtergrond. As jy na hom toe kom met 'n opregte hart wat sy wil doen, dan sluit hy ons in by sy spesiale uitverkore volk. En dit bring ons by ons beautiful Bybelbelofte vanoggend. Jesaja 56 vers 6. En die uitlanders wat hulle by die Here aansluit, om hom te dien en die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. Vriende, God sê hier baie duidelik, elkeen wat hulle self by die Here wil aansluit, hoe? Deur hom te dien, hoe? Deur sy naam lief te hê, hoe? Deur sy diensknegte wil wees, hoe? Deur sy Sabbat te onderhou. Kom ons luister saam na hierdie pragtige lied vanoggend. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold
is ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans, Lewende Beloftes. Kyk, hierdie is nou seker een van daai topics van bespreking wat lekker skeef kan loop langs 'n braaivleisvuur. Want daar is so baie opinie, so baie gedagtes oor wat die Sabbat is, wanneer, hoekom ensovoorts. Maar hoeveel mense doen actually die moeite en gaan kyk self, wat sê die Bybel hieroor? Want ons lees al baie vroeg in die Bybel, in Genesis 2 vers 2, en God het op die 7de dag sy werk voltooi, en hy het die 7de dag geseën en het geheilig. Met ander woorde, die Sabbat is al ingestel deur God self, voor die mens gesondig het, lank voor daar nog so iets was soos 'n Joodse nasie. Ons lees dan ook in Eksodus 20 vers 8, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Met ander woorde, na die sondeval op aarde, het God nog steeds verwag van die mens om hierdie instelling te hou. Lukas 4 vers 16, soos sy gewoonte was, het Jesus op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan. Jesaja 58 vers 13, as jy jou voet terughou van die Sabbat, sal jy vreugde vind in die Here. Met ander woorde, vriende, die Sabbat is 'n vreugdevolle tyd saam met God. 'n Tyd van rus, saam met God. 'n Tyd saam met jou geestelike familie, saam met God. 'n Tyd van eenkant, weg van jou gewone doen en late, saam met God. 'n Heilige dag, saam met God. En wat vir my so amazing is van hierdie Bybelbelofte vanoggend, God diskrimineer nie. Enige iemand kan die Sabbat hou. God nooi elke een uit om dit te doen. En sodoende sluit ons dan aan by hom. Want vriende, as ons dieper wil klim in hierdie topik, lees ons actually iets baie groot en belangrik raak in Openbaring 12 vers 17. Hulle wat die gebooie van God bewaar. Om die Sabbat, die 7de dag Sabbat, wat die Skepper God gemaak het en geheilig het te onderhou, is deel van God se wet. En as jy en ek God liefhet, hoekom wil ons hom nie dien nie? Hoekom sal ons nie sy gebooie wil gehoorsaam nie? En klou aan sy verbond. Vriende, God het ons so lief. Hy het vir ons alles gegee. Die Vader het sy seun gegee. Die seun het sy lewe gegee. Kan ek en jy vir hom 'n dag gee? Natuurlik kan ons, vriende. Want wanneer ons kinders is van God, sy kinders, skryf God sy gebooie op ons harte. Die Sabbat is deel van sy wet. En hierdie belofte herinner ons ook om ons hande uit te steek na almal toe, selfs vreemdelinge, om hulle uit te nooi, om deel te hê aan God se verbond en vrede. Ek kan jou een ding vandag beloof. Vriende, jy gaan nêrens in die Bybel kry dat God gesê het, dis oukei, vergeet maar van my Sabbat nie. Dis oukei, jy hoef nie die 7de dag as my Sabbat te onderhou nie. Nou wys, vriende, daai is leuns van die vyand. En jy gaan ook nêrens in die Bybel lees dat God my en jou wil straf met die Sabbat nie. O nee. God het Adam en Eva gemaak en die dag daarna het hy 'n spesiale dag eenkant gesit om saam met hulle te spandeer. Met ander woorde, hulle heel eerste dag op aarde was saam met God. Hoe amazing is dit? En dit is wat God vir my en jou ook wil hê, spesiale tyd saam met hom. So vriende, ek wil jou vanoggend uitnooi. Wil jy 'n weeklikse spesiale afspraak met jou Skepper God hê in jou besige lewe? Wil jy graag gehoorsaam wees aan God wat alles vir jou gegee het? Wil jy rus ervaar saam met hom, deel van syne wees, hom aanbid soos hy graag verlang? As jy dit nog nooit gedoen het nie, probeer dit. Elke week het 'n 7de dag. En elke 7de dag is God se Sabbatdag. As jy meer vrae het hieroor of dieper studie verlang, vriende, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp, 060 248 1172. 060 248 1172. Maar vriende, daar waar jy nou is, kan ek asseblief vanoggend vir jou bid? Ons hemelse Vader, ons loof U vir U genade wat alle mense insluit. Here, nie net kinders van Israel nie, maar ook die vreemdelinge wat hulle self by U wil voeg. U hart is wyd en Here, U arms is oop vir almal om U te dien en U naam lief te hê.
Here, soos Jesaja 56 vers 6 sê, wil ons ook U dien. Ons wil ook U naam lief hê en U Sabbat hou as 'n verbond van liefde en getrouheid. En dankie Here dat U niemand wil uitsluit nie, maar U wil almal insluit, dat U almal verwelkom wat U wil dien, ongeag hulle agtergrond. Here, ongeag hulle ouderdom, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. Here, help ons asseblief om U gebooie te gehoorsaam en te eer, en om die Sabbat, Here, nie net as 'n plig nie, maar as 'n vreugde te beleef. Here, laat ons U verbond lief hê met ons hele hart, en getrou wees aan U roeping. U is ons Skepper God. Vader, ek vra U vanoggend dat U elke hart, Here, dat U na al die nasies, tale en volke, Here, wat U wil aanraak gaan, om nader aan U te kom. Here, sodat meer mense na U wil en U wet wil leer, en U sal aanbid in gees en in waarheid. Vader, ons gee onsself vanoggend weer vir U, soos vreemdelinge van Jesaja se tyd. Here, sodat ons ook deel kan wees van U huis van gebed vir alle volke. Vader, dis my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen.